Dis 'n nuwe jaar, dis 'n begin van 'n nuwe week. En dit is so lekker vir my om saam met jou hier aan die begin van die nuwe week net weer stil te word. Baie welkom by jou Lewelig dagstukkie dag 334 en die tema van vandag se dagstukkie is bokspring vreugde. Maleagi 4 vers 2. Maar vir julle wat eerbied het vir my naam, sal die son van die redding skyn met genesing in sy strale. Julle sal vry word en bokspring soos vetgemaakte kalwers. Bokspring vreugde is nie net in die hart nie, dis in die bene ook. God se redding en genesing maak jou voete lig. Bokspring vreugde. Jy sit op Loftus of Nieuweland. Die Bokke druk 'n 3 in die laaste minuut. Of die Proteas slaan 'n massiewe 6 oor die grens van die Wenlopies. Die hele stadion ontplof. Mense spring op, skree self Jesus, waai arms, dans en huil selfs van pure blydskap. En niemand kyk hulle skeef aan nie. Almal verstaan. Dis normaal om mal te gaan as iets wonderliks gebeur. Jy sit in die kerk. Die prediker deel hoe Jesus vir ons kom sterf het. Jy besef dat jy verdoem was tot die diepste duisternis. En toe het God se son van geregtigheid vir jou opgekom. Jy is so diep aangeraak oor jou verlorenheid en die regverdigmaking en die genesing wat Jesus vir jou gebring het, wat baie meer is as 'n 3 of 'n 6, dat jy wil bokspring, maar jy mag nie. Want ons is grootgemaak met die idee dat kerk en Christenwees 'n ernstige, stil beheerste saak is. Jy mag nie te hard lag nie, nie te opgewonde raak nie en definitief nie bokspring nie. Want die Here en die huis van die Here is heilig, man. Gedraai jou. Bokspring soos vetgemaakte kalwers. Kan jy dit glo? Die Bybel gebruik hierdie prentjie van kalwers wat vet gemaak is om geslag te word en dan na maande op stal skielik vrygelaat word. Hulle skop, spring, huppel, draai in die ronde vol lewe en energie. Dis pure, ongefilterde kinderlike vreugde. Geen waardigheid en betaamlikheid nie, net oorborrel vreugde en blydskap. Daardie vryheid is die rede vir die bokspring. As Jesus jou regtig nuut gemaak het, as jy weet wat hy jou alles gegee het, vergifnis, nuwe lewe, hoop, die Heilige Gees in jou, dan mag jy mos mal gaan soos daai kalwers. 'n Ander baie belangrike onthouding is om te besef dat hierdie uitbundige, oorborrel heilige vreugde nie tot die kerk beperk is nie. Dit is iets wat elke dag in ons, oral, moet op en oorborrel. Die oomblik as die ou negatiewe donderwolke van hierdie wêreld oor ons koppe begin saampak, het ons iets anders om op te fokus. Die son van God se redding, die genesing in sy strale en die vryheid van alles wat tydelik is. Maar hierdie vreugde is nie iets mensgemaak wat jy moet probeer opwek nie. Hierdie vreugde is die gevolg van verstaan van hoe verlore jy was en hoe groot God se genade is. Dan begin iets in jou hart gebeur. Strome van lewende water begin oorloop en uitvloei. Miskien het ons geloof soms soos 'n stal geraak. Veilig? Ja. Bekend? Ja. Maar ook beklemmend benoud. Dit terwyl God sê, kom uit, spring, hardloop, leef. Christen wees is nie net om reg te glo nie. Dit is om diep te leef, met 'n hart wat weer kan lag, hoop en dans. Geloof sonder vreugde is soos 'n oorwinning sonder gejuig. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy sukkel ons so om God se ware vreugde te ervaar? Wat kan ons doen om elke dag met groter vreugde te leef? Hoe gaan jy vandag begin om met groter dankbaarheid
in God se sonskyn van genade te leef. Here, dankie dat U ons vrymaak en ons toelaat om vol vreugde te leef. Help ons om nie skaam te wees vir ons blydskap in U nie, maar om dit uit te leef soos kalwers wat bokspring. Amen. Kom ek en jy gaan lewe met bokspring vreugde hierdie week. En as jy sukkel, begin net dink, wat sou van jou geword het as Jesus nie in jou lewe gekom het nie? En dink dan ook aan alles wat hy gedoen en deurgemaak het, sodat ek en jy kind van God kan wees. Gaan leef met 'n baldadige passie vanuit sy vreugde. Liefde groete, Shaal. Om elke dag 'n lewendig dagstukkie per WhatsApp te ontvang, is jy meer as welkom om net jou naam en nommer na die nommer te stuur wat hier vir jou aangedui is. Stuur dit asseblief per WhatsApp. Jy is ook meer as welkom om ons Lewelige Gemeenskap Facebookblad of ons Lewelige Gemeenskap YouTube kanaal te besoek. Shalom.